Maar so 'n bietjie meer as 2000 jaar terug het daar 'n gebeurtenis plaasgevind wat die geboorte van die kerk van Jesus Christus laat plaasvind het. En dis wat ons vier wanneer ons praat van Pinksterfees. Dis die dag toe die Heilige Gees uitgestort is op die kerk. 120 verwarde, deurmekaarde volgelinge van Christus sit in 'n bovertrek en wag vir iets wat hulle nie idee het van wat om te verwag nie. En ons het laasweek so 'n stukkie aan dit geraak en so 'n bietjie gepik op dit. Maar ek weet nie of julle soos ek is nie, maar as ek 'n storie lees, dan sit wanneer ek 'n movie kyk. Ek sien sulke prentjies afspeel in my kop. En ek probeer myself altyd voorstel hoe dit moes gelyk het vir daai klomp ouens om by mekaar te sit en wag. En nie een van hulle weet wat regtig om te verwag nie. Hulle het gehoor daar's 'n klomp stellings wat Jesus gemaak het en ons sal dalk nou 'n bietjie daarby uitkom. En maar hulle is in hierdie eensgesindheid. Hulle is opgewonde. Ek dink hulle is verward. Ek dink hulle is onseker. Maar hulle sit en wag vir iets om te gebeur. En as jy jou Bybel ken, dan sal jy weet die storie loop dat en jy kan jou Bybel gou saam met my daar oopmaak in Handelinge 2. Asseblief. Nou, ek het nou hierdie afgelope week het ek nou die plunge gemaak. Ek het nou vrede gemaak met die feit dat my arm nou uit lengte uitgehardloop het. So hierdie is vir my 'n groot stap om hierdie ding op te sit hier voor julle vandag, maar I'm humbling myself. Nee. Ek sou meer gelike het as 'n klomp uitgespring het en kom bid het vir my oë om beter te word, maar jy's nou net so swak soos ons. Ja. Okay. So as jy by Handelinge 2 oopmaak, dan vertel dit ons die storie van presies wat daar gebeur het. En ek is gek oor die bewoording en oor die beskrywing van wat die skrywer daar sê oor presies wat alles gebeur het, nê? En ek kan saam met lees af van vers 1 af. Handelinge 2 vers 1. Hy sê en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Sê so 'n bietjie eendragtig. Wat beteken eendragtig? In Afrikaans het ons so 'n mooi gesegde wat sê eendrag. Onthou dit, nê? Okay. So hulle almal was eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle van tonge, as hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in 'n ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So ons lees nou daai gedeelte en ons sien hulle het nou hierdie rukwind beleef. Hulle het hierdie tonge van vuur op hulle koppe ervaar. Hulle het in ander tale gepraat. Maar dit sê nog steeds nie van ons wat het daar gebeur nie. Dit gee vir ons net 'n prentjie van wat is dit wat hulle ervaar het, maar wat is dit? Wat is die effek gewees van daai rukwind, tonge op hulle kop en hierdie snaakse tale wat hulle begin praat het? En vir ons om uit te vind wat die effek van dit was, moet ons gaan kyk, wat was die ouens aan die buitekant se reaksie gewees op wat hulle hier gesien het voor hulle oë gebeur het. Ek het laasweek so vinnig aangeraak. Jy moet onthou, die Jode is baie spesifiek in hulle kultuur. Hulle is kultuurvaste mense, tradisie. So hulle weet hoe 'n Jood veronderstel is om homself te gedra. Hulle het verskriklike formaliteite, hulle het baie rituele, so hulle is geken, baie sterk geken aan hierdie eng vorm van hoe hulle geleef het. Nou sê die Bybel vir ons presies wat het gebeur, hoe was die reaksie van die ouens aan buitekant. Vers 5. Hy sien daar in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So jy het hierdie ouens van wat die tale praat wat onder die hemel gepraat word. Jy het al daai Jode bymekaar in Jerusalem en hulle hoor wat gebeur en jou Bybel sê hulle was almal in die
Wat beteken dit om in die war te wees? Ons praat dan maar snaaks Afrikaans deesdae, nê. In ander woorde, hulle was confused geweest. Hulle is 'n bietjie confused, nê. Hulle het nie lekker verstaan wat hier gebeur nie. Hulle was onseker. Wat moet ek maak van dit wat ons nou hoor hier gebeur in ons midde? Onthou, hulle weet nou dis ander Jode. So hulle het 'n verwagting van hoe 'n Jood hom moet gedra. Nou begin hulle confused raak want wat hulle nou sien en hoor is it's foreign to them, né? Okay. Hy sê vers 6 en toe die gelyk kom het hulle menigte saamgestroom en was daar 'n war want elkeen het gehoor hoe hulle sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd. Sê so 'n bietjie verbaas? Hoe lyk jy as jy verbaas is? Jo. Dis ouens wat baie verbaas word, lyk dit vir my, né? Hulle was verbaas want dit was vir hulle ongekend. Wat sê die ander woord? Hulle was Hoe lyk dit as jy verwonderd is? Dis amper soos Ferdi toe daai mixed foto gekry het van Mariet, nê? Is verwonderd oor hierdie pragtige blommetjie wat vir hom so kyk, nê? Ek het nou gehoor Mariet het jy hom jou blommetjie genoem. Dit is 'n bynaam wat gaan stiek daai van nou of is dit nie Ferdi nie. Hy's blommetjie van nou af, nê? Okay. Maar verwonderd. Verwonderd is die Engels beskryf het hy sê they were in awe. In ander woorde hulle daar gestaan is like what? Dis die uitdrukking wat hulle gehad het. Dit was so oorweldigend geweest, dit was vir hulle so buite hulle konteks, buite dit wat hulle geken en wat vir hulle bekend was, dat hulle kon nie anders reageer as dit van dis amazing. En ek wil hê dit moet vir 'n rukkie dalk net so 'n bietjie souk. Want dis wat moet gebeur. Nie net in ons lewens wat as kinders van die Here nie. Maar dis hoe die wêreld daar buitekant moet reageer. Wanneer hulle te doen het en hoor en sien hoe dat die Heilige Gees opdaag in ons lewens. Daai reaksie moenie anders wees nie. Wanneer ons wat sê ons is geesvervuld en ons is Pinkster en ons is gedoop met die Heilige Gees, wanneer ons opwagting maak in mense se lewens, in plekke waar ons beweeg en leef, dan is ons mos veronderstel om die draers van daai Heilige Gees te wees, nê? Nee. Wie glo my? Wie stem met my saam? Okay, maar waar kom jy daaraan? Wat sê Paulus vir ons in Korintiërs? Hy sê dat ons is die liggaam of die tempel van die sê vir iemand langs hom, jy's die tempel van die Heilige Gees. Dit beteken die Heilige Gees van God woon binne in jou. Soos ek die Heilige Gees het wat in my woon en ek is 'n draer van die Heilige Gees, dan beteken dit soos wat die Heilige Gees daar gemanifesteer het, so moet hy manifesteer oral waar ek beweeg. Nie noodwendig met die 4 tonge op jou kop en noodwendig met die praat in ander tale nie, maar die invloed, die manier hoe die Heilige Gees homself verteenwoordig waar jy is en manifesteer, moet in mense om ons, moet hulle in verwarring staan. Hulle moet daar staan en sê, wat? Is dit hoe 'n kind van God lyk? Is dit hoe God wat lief is vir 'n verlore gaande wêreld, is dit hoe hy homself manifesteer? Is dit hoe 'n God wat sy seun gestuur het sodat almal gered kan word? Is dit wat hy bedoel het wanneer jy en ek ons opwagting maak? En hulle is verwonderd en hulle is verbaas. En dis wat ek oortuig is die wêreld voor sit en wag. Hulle wil verbaas wees oor hierdie God wat in sy liefde homself aan ons almal kom demonstreer. Verskoon my. Ek dink ons het verskriklik predictable geword. As die wêreld na die kerk kyk, is ons verskriklik voorspelbaar. Selfs ons. As ons by mekaar kom, is dit vir ons verskriklik voorspelbaar oor wat in 'n diens gaan gebeur, as ons hier by mekaar kom as die kerk. Ons weet Jacques gaan nie voor soos 'n ligwaardin vir almal staan en wys waar hulle heen moet gaan en moet toilet en koffie en nagmaal en ons weet ons gaan die praise and worship doen en ons weet min of meer daar gaan 1 of 2 vinnige liedjies wees en dan gaan ons hierdie stadige liedjies speel wat ons dalk 'n bietjie hartseer maak en emosioneel kry en dan gaan iemand opstaan en iemand gaan kom preek. So ons is verskriklik voorspelbaar. En dis wat ek glo ons miskerk van een van die tekens van waar die Heilige Gees opdaag is daai onvoorspelbaarheid van hy wil maak soos hy wil, waar hy wil en wanneer hy wil. En ons probleem is met ons verwagting van hoe hy moet optree, sit ons hom in 'n boks.
Ons perk hom in. Dis hoekom so baie van God se kinders ongemaklik raak wanneer die Heilige Gees opdaag. Christene, vergeet nou net van geesvervulde mense, hulle wat hulle Christen noem oor die algemeen. Ek sê dit met baie respek, maar ek sê dit tong in die kies. Baie mense vra ons hierdie week, hoorie, hou julle nie Pinksterdienste in die week nie? En een van die persone wat vir een van ons mensies dit vra, is iemand wat in een van die gereformeerde kerke is. En hulle vra toe, maar hou julle nie Pinksterdienste deur die week nie? En ek sê vir die ouens, so dit by my uitkom, sê ek sukkel om te verstaan hoekom die gereformeerde ouens die Pinksterdienste hou in die eerste plek. Hulle hou dit net in hierdie tyd. Maar jy sien nie in die res van hulle lewens dat daai werking wat op Pinkster plaasgevind het in hulle lewens gedurig deur hulle lewens manifesteer nie. Maak dit vir jou sin wat ek nou gesê het? In ander woorde, die idee is, die rede hoekom ons Pinkster vier is omdat daar 'n bekragtiging plaasgevind het. Iets het in hierdie ouens se lewens plaasgevind wat hulle anders gemaak het. Hulle het anders opgetree as wat gewone Jode sou gedoen het. Hulle het anders gepraat as wat die Jode van daai tyd gedoen het. Kyk so 'n bietjie verder, wat is die reaksie gewees? Hulle was toe nou verskriklik verward en hulle was verskriklik excited gewees. En dan kan jy saam met my lees en spring hierna vers 12 toe wees. Vers 12 weer. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Wanneer laas het iemand by jou gekom? Omdat jy mos rondloop as kind van God en jy's besig om sy koninkryk te vestig en jy getuig en jy praat oor hom. Wanneer laas het iemand aan jou toe gekom en was hulle verbaas gewees oor wat in jou lewe aangaan? Was hulle verbaas gewees omdat jy so anti ons kultuur van die dag is? Praat nie saam met hulle nie, kuier nie saam met hulle nie, is nie betrokke in dieselfde goed as wat hulle is nie. Wanneer laas het mense daai reaksie van ons gehad, dat hulle dit vir ons sê, soos wat hierdie ouens gesê het? Hulle was radeloos. Hulle kon nie uitfigure, wat gaan aan met hierdie mense nie? What is so different about them? Hoekom gaan hulle so te kere? Hoekom gedra hulle so anders? What is it? Wat is dit? Ek moet vir julle sê, ek voel baie intelligent met hierdie brilletjies oor my hand, hoor. Sjoe. Nee, yes, ek moet julle sê, ek moes lankal die ding gekry het. Ek sien julle luister ook sommer beter na my, né? Wat kan dit tog wees? What is it that you've got that I haven't got? Wat maak jou so anders? Hoe bly jy koelkop wanneer die wêreld om ons almal uitmekaar uitval? Wanneer ons in dieselfde land bly en almal van ons is blootgestel aan dieselfde uitdagings, dieselfde tragedies, dieselfde nuus wat ons moet hoor, ons almal het dieselfde president. Maar hoekom kom jou wiele nie af nie? Hoekom vervloek jy nie saam met ons hierdie ouens wat alles so deur hulle sterte trek nie? Hoekom raak jy nie so opstandig en hoekom roep jy nie ook vir een of ander militante revolusie wat nou moet plaasvind nie? Ek is verbaas oor jou. Daar's iets anders omtrent jou. Jy het 'n rustigheid, jy het 'n vrede binne in jou wat my eintlik ongemaklik laat voel, want dit is weird. Hoe kan jy so kalm bly? Wat's fout met jou? Drink jy jou badwater? Hoe gaan dit nou? Wat maak jy? As ek na jou kyk, dan is jy so kalm soos 'n dag afwalm, nee, sê ons mos. Verbaas. En nou soek hier ouens se antwoord, nee? Maar hoor wat sê vers 13, hierdie is die grootste bewys van iets was totally wrong. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol hannepoort. Emilie, is ek reg, is dit die regte beskrywing vir soetwyn, nee? Dis die Grieks, dankie. Nee, die Grieks vir daai soetwyn is hannepoort. Wat my altyd verwonder is, hoekom sou mense hulle gespot het met dit? Hoekom sou iemand gesê het, hierdie ouens is vol soetwyn? Kom ons, wie van julle het al gesien hoe lyk iemand wat getrek is? Ek weet, julle goeie Christen mense het nog nooit julle lippe aan drank gesit nie, so julle het 'n idee waarvan ek praat nie. Wat het julle al gehoor daarvan, nee? Ja, nee. Kom ons los daai.
Ouens, as jy onder die invloed van drank is, wat gebeur met jou? Jy verloor jou inhibisies. Nee, wat beteken dit? Jy raak, party raak laf, nee? Anders raak loud, nee? Anders raak lovers. Ander is happy, anders raak weer fighters. Jy het gesien party ouens onder die prop is my maat, hy wil almal net aanrand. Ja, dronk verdriet, Renet, is dit wat met jou gebeur? O, skies. Nee, ander raak verskriklik sterk, nee? But you all get the point. Die oomblik wanneer jy onder die invloed van daai spirits is, dan ondergaan jy gedaanteverwisseling. En dis wat ons nie verstaan nie, is dat wanneer ons onder die Holy Spirit kom, moet daar by ons ook 'n gedaanteverwisseling kom. Ons moet ook anders wees, want ons is nou onder sy invloed. En nou spot hulle, man, hierdie ouens is dronk, want hulle gedra hulle, soos wat die Jode weet, mense wat dronk is, hulle gedra. En ek lees vir hierdie goed, want ek wil hê jy moet 'n prentjie kry, ek wil hê jy moet sien, wat moet met jou, met my lewe gebeur, wanneer ons gevul word met die Heilige Gees. Dis nie net 'n ervaring nie. Dis nie net 'n lekker hoendervleis nie. Dis nie 'n rondrol op die mat in Karabashanda. Dis nie daai goedes nie. En dis wat ons dit gemaak het. Ons Pinkstercharismate. Ons het dit gemaak dat dit oor die manifestasies van die Heilige Gees gaan het, in plaas daarvan oor die verandering wat die Heilige Gees binne in ons lewens moes kom maak. Wat is die eerste rede hoekom die Heilige Gees vir ons gestuur het? Is dit om almal bymekaar te kom en net in tale te praat? Verstaan julle ons? Is dit sodat ons net op en af kan spring in die Gees? Ons het nou die dag by 'n tafel gesit met 'n klomp mense en een ou praat van, julle het al gehoor hulle praat van jy lag in die Gees. En die persoon haak toe af en hy sê, wat het hulle gesê, Karen? Waar's Joseph? Is Joseph hier? Daar agter, nee. Wat noem hulle dit? Heilige Gees giggel. Dit was vir my nogal baie oulik geweest. Is dit hoekom ons die Heilige Gees gekry het? Is net om hierdie lekker kry te doen? Want dis ongelukkig wat ek sien wat met ons gebeur het. Ons kom hiernatoe sodat ons 'n goeie tyd kan hê. Dis letterlik soos ouens wat nie kan wag vir 'n naweek om te gaan kuier nie, dat hulle net 'n paar doppe kan vat sodat hulle beter kan voel, sodat hulle lekker kan relax na die week. Ons wil gaan party, ons soek 'n goeie tyd en al hoe ons dit kan doen is om te drink. En dis wat die kerk maar baie met die Heilige Gees gedoen het. Ek was seker so my 3de, my 4de jaar van teologie. Is ons die dag by een van ons klasse en ons praat onder andere oor die Heilige Gees. En die professor wat dit aanbied, hy het nog professor Jan Hatting gewees, bied ons klas vir ons aan. En ons praat onder andere oor die Heilige Gees. En op daai stadium het ek hierdie tendens raak gesien. Ek het gesien hoe dat jy sien, daar's oral reg deur die wêreld herlewings wat uitbreek. Julle het al gehoor van 'n herlewing, nê? Is hierdie plekke waar die Heilige Gees uitgestort word en dan stroom mense in hulle massa soontoe, baie soos wat jy hier gelees het, nê? Mense stroom soontoe en hulle sien wat daar gebeur en dan kom kyk baie van die mense na die spektakel wat daar plaasvind. Want die ouens rol in die Gees en hulle val en hulle lag en toe begin van hierdie goeters weird raak en mense begin sulke snaakse geluide maak en daar's goud wat uit die dak uitval en is engelvere wat rond lê en dit raak totally weird. Maar tog is dit wat mense na hardloop, want mense soek iets opwindends. Hulle kry dit nie meer in die wêreld nie, want hulle kuier nou nie meer daar saam nie, nou soek hulle dit binne in die kerk. Nou kom hulle en hulle vlieg die wêreld vol agter hierdie gebeurtenisse en belewennisse aan om iets van hierdie Heilige Gees te kry. En ons sit in die klas en ons praat oor dit en ek maak die stelling en ek sê vir hom, prof, ek dink nogal die kerk het dit reg gekry om prostitusie te pleeg met die Heilige Gees. Nou kan jy dink soos wat julle nou sien, moet stil raak het met alle ander studente hier om jou. Hy sê, Dion, wat bedoel jy? Ek sê vir hom, prof, die rouste manier hoe ek dit kan verduidelik is, die idee van 'n prostituut is, ek het 'n bepaalde behoefte wat bevredig moet word. Ek gaan laai jou op, ek gee jou betaling, ek het my goeie tyd, as ek klaar is, gooi ek jou uit die kar uit en ek gaan weer aan met my lewe, asof niks gebeur het nie.
En ek sê vir hom, dis wat ek sien wat die kerk deesdae doen met die Heilige Gees. Ons soek 'n goeie tyd, ons soek 'n hoendervleis, ons soek 'n karabashanda, ons soek 'n salwing, ons soek iemand moet vir my bid, hulle moet goed uitdryf, hulle moet goed indryf, iets moet gebeur. Dan kom ons by mekaar, ons het ons goeie tyd gehad, aan die einde van die diens gooi jou geldjie in die bakkie en ons movie uit, en dat bitter min in ons lewens verander. Dan is my vraag, wat is die ervaring en die belewenis van die wêreld daar buitekant oor hierdie Heilige Gees wat ons van praat? Het hulle regtig hierdie ervaring en belewenis wat die eerste klomp mense buitekant gehad het, toe hulle gesien het die kerk was gebore? En ek vertrou die Here dat ons nog steeds daai selfde belewenis ervaring moet hê van die Heilige Gees as wat hulle 2000 jaar terug gehad het. Daai authentic, wat is dit in Afrikaans? Rou, oorspronklike, die egte. Daai egte ervaring van die Heilige Gees. Wat gekom het om hulle lewens diep hier binnekant te kom verander. Dat as daai Heilige Gees se inwoning kom maak, dan is hy besig om jou te verander al hoe meer en meer in die beeld van Jesus Christus. Dan gaan dit nie oor die show nie. Dit gaan oor wat doen hy hier binne in my? Hoe verander hy my lewe hier binnekant dat mense wat my geken het, wat weet hoe ek was, nou na my lewe kyk en sê iets is anders. Hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy reageer, hoe jy sin maak, hoe jy met jou familie werk, hoe jy met jou kinders werk. Daar's iets anders binne in jou. Die wêreld sit en wag vir dit. En dis wat my pleidooi vanoggend is by ons as kerk. Is ja, ons weet ons het die Heilige Gees ontvang sodat ons krag kan kry om effektiewe getuies te wees van Christus. Ons moet getuig van Jesus Christus. Die probleem wat ek dink ons het vandag, is mense hoor baie van God se kinders praat oor Jesus, maar ons lewenstyl en ons lewenswyse verraai ons. Verskoon my. Want ons word nie werklik deur die Heilige Gees gelei nie. Ons word gelei deur ons behoefte om die seëninge van die Here te kry. Ons word gelei deur om die lekker tye te hê. Ons almal quoteer die skrif wat Jesus gesê het, vir hulle wat in my glo, sal hierdie selfde tekens volg. Johannes 14, na van vers 12 af. Hy sê, as julle my glo, sal julle dieselfde doen as wat ek gedoen het en groter. Ons hou daarvan om baie goeders te quoteer. Baie mense wat my kom sit en sê, Dion, ons moet die strate invaar, ons moet vir die siekes gaan bid, ons moet hulle gaan die dooies opwek, ons moet gaan om duiwels uit te dryf, ons moet al daai goed doen, en dit is so, ons moet. Maar wat help het ek en jy gaan en ons gaan doen daai goed vir mense, maar ons karakter, ons lewens, wie ons is, kyk hulle na ons, hulle sê, maar dit lyk asof julle ouens 'n Jekyll and Hyde is. Jy lyk vir my verward, Dion. Want kyk hoe wonderlik bid jy vir my, dat hierdie God wat jy van praat, my lewe moet kom verander, maar as ek jou op 'n ander plek kry tussen ander mense, dan sien en hoor ek ander goeders by jou. Ek sien nie dat dit wat jy hier doen, ooreenstem met dit wat die binnekant in jou moet wees eintlik nie. Maak dit sin wat ek sê? Ekskuus julle ouens, as ek nou 'n bietjie ernstig raak. Maar dis vir my die belangrikste werk wat die Heilige Gees moet doen, is om die binnekant 'n verandering in my lewe te maak. Want as ek daai karakter van Christus demonstreer, is mense soveel meer ontvanklik vir die manifestasies van die Heilige Gees. En dan gaan my soeke wees nie vir my om 'n goeie tyd te kry nie, of soms party van ons manne van God, dat die Here ons so kragtig gebruik, dat dit naderhand meer oor ons gaan, as oor die een wat die werk kom doen. Ons het altyd gespot, jare terug, Russell en my pa sal onthou in the olden days, whenever there were evangelists, as daar evangeliste opgedaag het in 'n dorp, want hulle hou tentdienste, nê. Dan is die evangelist se naam so in hoofletters bo op geskryf, nê. Pastoor Nikkie van der Westhuizen, evangelist Nikkie van der Westhuizen, is hier om God se vuur te laat val. En dan na so klein onder in sulke klein lettertjies staan daar, Jesus red. Dit wat ons as manne van God gedoen het, hierdie manifestasiekrag van die Heilige Gees het ons persoonlikhede al hoe meer en meer geamplify. En ek is oortuig dat die wêreld sit en wag nog steeds vir dieselfde reaksie as wat ons 2000 jaar terug gesien het. Mag mense weer van ons sê, hey, daar waar daai klomp by mekaar kom, ons verstaan nie lekker wat daar aangaan nie, maar iets gebeur.
Mag wanneer mense hoor waar ons by mekaar kom, mag hulle van ons ook sê, hoorie, maar dit klink vir my, julle almal is lekker gesyp op 'n Sondagoggend. Omdat ons so onder die beheer van die Heilige Gees is. Mag mense verbaas wees, mag hulle weer radeloos wees. Ouens, het julle al gesien, ons het nie 'n naambord hier buite ons kerk op nie. Wie van julle het dit al opgelet? Baie mense ry verby en sê, wat is hier? Kom hulle by die koffieshop aan, sien hulle vra hulle. En ek het so 'n paar jaar terug in my hart, het ek net gevoel, ek wil nie 'n naambord opsit nie. Ek wil nie ons kerk adverteer nie. Ek vertrou die Here, dat die verandering wat die Here Jesus Christus en sy Heilige Gees in jou lewe maak, en wanneer jy buitekant toe gaan, en jy daai verandering gaan leef, en mense daar verbaas is, gaan hulle vir jou kom vra en sê, hey, Morney, waar gaan drink jy jou boet? Amen. Sê 'n bietjie vir my, waar hang jy uit? Want daai wat jy het, wil ek hê. Halleluja. Ouens, dis wat weer in ons midde moet gebeur. Maar dan moet ons toelaat dat die Heilige Gees weer so beheer neem van ons lewens. Dan moet ons weer eensgesind, dis hoekom hy gedeelte in die eerste stukkie sê, hulle was eensgesind. Ons almal moet dieselfde houding hê, ons almal moet dieselfde benadering, ons almal moet dieselfde begeerte hê. En dit is Heilige Gees, kom neem my lewe oor. Kom neem besit van my lewe. Kom vul elke spasie van my wat hier binne is. Kom maak dit vol met u Gees. Dat daai beker van my kan oorloop. Psalm 23. Wat gebeur wanneer ons agter die goeie herder aanloop? Wat sê, wat sal met jou beker gebeur? Sal oorloop. Mag jy soveel van die Heilige Gees in jou lewe hê. Soveel van wie en wat hy is, van sy karakter, van sy persoonlikheid, dat waar jy beweeg, ouens, hy moet lyk soos 'n slagse streep wat jy agter jou aanbeweeg. Dis wat die wêreld voor sit en wag. Die wêreld sit en wag vir sulke seuns en dogters om hulle verskyning te maak. Romeine 8 praat daarvan. Hy sê die hele skepping sit en wag. Hy sê hulle is angstig, hulle is opgewonde. Hulle sit en wag vir die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. In ander woorde, hulle kan nie wag dat jy opdaag in hulle lewens nie. Die wêreld daar buite kan nie opwag dat jy jou verskyning daar moet maak nie. Want as jy jou verskyning daar maak en jy's vol van daai Gees van God, dan gaan jy in daai mense se lewens doen presies wat Jesus 2000 jaar terug in daai mense daar se lewens gedoen het. Jy gaan vir die siekes bid en hulle sal gesond word. Jy sal die wat vasgevang is, sal jy vrylating gee. Die wat met demone sukkel, sal jy uitdryf, ouens. Jy sal sien wat Jesus gedoen het, gaan in jou lewe gebeur. Maar ons almal hier moet besef, dit is al wat ons nodig het. Ons kan nie sonder daai krag van die Heilige Gees leef nie. En dis waar ek is vandag. Dis wat ek die Here voor vertrou. Dis wat ek die Here voorbid. Ek weet nie van jou nie, maar ek soek dit. Amen. Is daar nog sulke mense? Steek jou hande so 'n bietjie saam met my op. Ek gaan jou vra om vir 'n oomblik jou oë toe te maak waar jy sit. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan al die woorde wat gaan so 'n bietjie terug in tyd, as jy kan. Probeer jouself inleef om te onthou al die woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het van wat sou gebeur as hierdie Heilige Gees kom. Hy het vir hulle gesê, ek gaan julle nie soos weeskinders agterlaat nie, maar wanneer hy kom, die vertrooster, die Gees van waarheid, as hy kom, gaan hy julle leer en lei in alle waarheid. Hy gaan julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Aan 'n plek het Jesus gesê, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Hy sê, as daai Heilige Gees kom, dan gaan hy julle bekragtig. Hy gaan julle die vermoë gee om te gaan vertel en te demonstreer wie ek as Christus Jesus is. En julle sal die hele wêreld volgaan om hierdie stories te vertel.
En nou sit jy as een van daai 120 in die bokamer. Jy sit en wag vir daai belofte. Is daar by jou 'n begeerte vanoggend en 'n honger om te sê, Here Jesus, kom bekragtig my, Heilige Gees, kom maak my vol. Kom vul my, sodat ek daai goed kan doen wat ek hoor U van gepraat het. Kom maak my vol van die Gees, sodat ek kan vrylik praat soos wat Jesus gepraat het oor sy hemelse Vader. Sodat ek die moed het om vir mense te bid, sodat ek die moed het om te praat oor Jesus, om te getuig, dat ek die moed het om my lig te laat skyn in hierdie duister wêreld. Sit bietjie en jy dink jy is een van die 120 en hierdie woorde spoel deur jou gedagtes. En jy hoor hoe dat die Heilige Gees, as hy kom, gaan hy jou versterk van binnekant af. Hy gaan vir jou 'n nuwe taal gee om te praat, wat jy nie met jou verstand sal kan verstaan nie, maar is 'n taal wat jou in 'n kommunikasie met jou Pa sit, wat jou stig en jou oplig hier in die binnekant. Dat wanneer jy swak is, en wanneer jy ellendig voel, en wanneer jy voel soos 'n loser, en die duiwel het jou aangekla en aangeval, en die hele lewe steen jou, dan onthou jy, maar daai Heilige Gees het gekom om my sterk te maak, ook hier van die binnekant af. En dan hoor jy, hoe dat Jesus se woorde aan sy disippels was, per implikasie sê hy vir hulle, julle gaan die wêreld omkeer vir my. Julle gaan hierdie wêreld op sy kop draai. Hierdie storie van my wat julle oor gaan praat, gaan julle lewens kos. Maar kom ek jou sê, julle gaan 'n hele wêreld, gaan julle infiltreer. Julle gaan 'n hele wêreld vertel van my goeie nuus. Julle sal op ander kontinente land, julle sal tussen ander bevolkingsgroepe kom, julle gaan tussen heidene inbeweeg, mense wat afgodsdienaars is, mense wat kannibale is, mense wat toordokters het, mense wat totaal en al geen benul het van hierdie hemelse Vader wat vir hulle lief is. Ek gaan jou tussen hulle instuur en onder hulle instuur. En julle sal hulle lewens verander. Omdat hierdie Gees van my binne in julle gaan werk. Nou sit ons 120 by mekaar en ons is eensgesind en ons bid en ons sê, Heilige Gees, kom asseblief, kom vul ons, kom maak ons vol. En ek wil nie daar wie sit, wil ek hier met daai gebed bid vanoggend, soos daai ouens eensgesind was. Bid en vra, Heilige Gees, kom vul my, kom maak my vol. Ek soek dit wat U vir my beloof het, dit wat U vir ons kom gee het. Here, dit wat die profeet Joël soveel 100 jaar voor dit geprofeteer het. Toe hy gesê het, in die laaste dae gaan ek my Gees uitstort op alle vlees. Here, hier is ek is deel van daai vlees, sê dit 'n bietjie vir hom. Kom stort die Gees in my uit, kom stort die Gees in my in. Kom neem beheer van my. Here, want ek hoor hierdie goed wat Jesus sê, maar ek onmiddellik diskwalifiseer ek myself, want ek voel ek kan nie maklik praat nie, ek is 'n introvert, ek is nie geleerd nie, ek ken nie die Bybel nie, wil ek vandag vir jou sê, that's exactly why He sent the Holy Spirit. Is juis om jou tekortkominge uit die pad uit te wyg. Om dit kant toe te skuif en te sê, it's not you, it's by my Spirit, says the Lord. Amen. Soos jy daar sit en jy sê, ek weet ek is onseker, dan wil ek vir jou sê, dis juis hoekom jy hom nodig het. But you cannot get away from the fact and from the command, net omdat jy introvert is, net omdat jy nie kan praat, dink dat jy dit kan wegkom van die opdrag wat Christus vir jou as sy kerk gegee het nie. You've got a responsibility, my brother. You've got a responsibility, my sister. Daarom het ek hierdie Heilige Gees nodig. En as jy sit vanoggend en jy sê, Here, ek smag na dit. O Here Jesus, ek soek dit.
Ek wil hê mense moet verbaas staan oor Christus in my. Ek wil hê mense moenie weet wat om te maak van dit nie. Ek wil hê mense hulle moet daar staan en dink, maar hoe kan jy so dronk wees van hierdie leiding van die Heilige Gees? Ek soek dit, Here, asseblief. Kom doop en herdoop ons vanoggend. As dit jy is, dan wil ek jy moet saam met my net opstaan op jou voete. En dan sê Here Jesus, kom vul my. Kom vul my.